5 Stereo, Chris hierdie kant van die microfoon. Goeiemôre. My kantoor vir die dag is HTS Tuine hier in Pretoria. En 'n lekker span opgewonde seuns en dogters wat ook hier beskikbaar is vanmôre met wie ons lekker gaan gesels. En ek is so opgewonde. Baie dankie aan Jumbo Supermark hier in Van der Hof Rylaan wat met ons gesels en wat vir ons hierdie uitsending moontlik maak. Ek waardeer dit. Tyd nou op die kop 10:00 en ek het Rukutso en sy van is Kijima. Hy sê dit is net makliker as 'n mens sy van onthou en hy is op die lig. Rukutso, over to you. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you guys for tuning in into High Five Radio Stereo today. Joining me in today will be my head girl, Jasmine Esterhazen. Goeiemôre. And on the far left, this will be Walt Goos. Môre mense. So today, the topics we'll be discussing is, what is a technical school? Well, Jasmine, could you please give me insight on what a technical school is? I would love to. 'n Tegniese skool, ook bekend as 'n onderwysinstelling wat opleiding in spesifieke tegnologiese velde bied. Ons tegniese skool fokus op praktiese opleiding waar leerders met hul hande leer werk. Tegniese skole verskaf leerders met die vermoëns, talente en opleiding wat nodig is om spesifieke tegniese velde en loopbane in te gaan. Meeste leerders is tegnies aangelê, so dis vir hulle moeiliker om in 'n akademiese skool te gaan studeer, want hulle punte gaan nie van die beste wees nie, want hulle verstaan tegniese goed net beter. So 'n tegniese skool vir seker leerders is die beste keuse wat hulle kan maak. Ja. Thank you, Jasmine. Well, the second topic we have on the table is what makes us stand out. Well, I'll be giving insight on this. Well, with our school, we have qualified teachers that are bringing real-world trade expertise into the classrooms as well as the workshops. This hands-on expertise ensures you're learning relevant and up-to-date skills directly from industry professionals, giving you a distinct advantage into your future career. Not only are you learning theoretically, but also getting practical insights. Plus, starting from grade 8, you get a taste of all the technical subjects through our VOC center, ensuring you are well equipped for the technical subject you're going to be choosing to specialize in from grade 10 onwards. Well, with our school, the one thing we achieved to do was to create a very inclusive environment that allows teachers and students to work together. Once you include unity into the equation, you immediately eliminate all limitations out there, meaning you can strive for better goals, you can achieve better as a unit. We have many learners from different backgrounds, different cultures, but we're able to create that environment that allows everyone to work as a team, to work cohesive. And this is what allows us to excel, as well as in our grades, as well as in our sports. We're able to create an environment where everyone puts in effort, everyone is very thrilled to participate in everything that the school has to offer. And on our next topic now is why a technical school might be for you. Walt, can you give us insight on that? Okay. Oorweeg 'n tegniese skool as jy die beste leer deur jou hande te gebruik. Jy sal praktiese talente saam met akademiese talente ontwikkel wat jy na 'n vinnige werk aanstelling toe sal lei wat jy sal geniet en laat uitstaan bo ander. Dankie Kijima. Thank you, Walt. I feel like one of the misconceptions we have gotten over the years is that technical fields are only for men, and which is very incorrect. We have many girls in the workshops that are doing extremely well with the practicals as well as the theory. And Jasmine, can I ask you a question? What made you choose to come to a technical school? Well, when I was younger, I always wanted to be something in the technical field, not knowing which one specifically, but when I came to grade 8 in this school, I got a taste, like you said, with all the different subjects that was offered, and I chose the best one that stood out to me and that I loved better, which is power systems. Power system, and how's that been? It's been amazing. Because I chose it, it's a lot more easier for me, if you understand. So if I were to go to a different subject, I wouldn't understand it because I didn't choose it. I don't love that subject as much as I love the one I chose. So that's the benefit of choosing a technical high school. Okay, thank you, Jasmine. And one of the things about our technical high schools is that
with the technical shops, it doesn't only give you technical knowledge, but also helps you with life lessons as well as being disciplined, because discipline is one of the most important aspects of your technical field. Making sure that you work precisely, especially with the technical field, with the one I chose, fitting and turning, your tolerance and working to precision is of utmost importance. And this takes discipline. This takes discipline from you having to learn from the teachers, having you to get knowledge from the teachers and putting it into practical work. And obviously this also helps in our academical subjects as well, because you also have to learn to be disciplined so that you can be better in it. So, Walt, how has it been in fitting and turning? Ja, maar herhaal net gou die vraag. I'm saying, how's it been in fitting and turning? In pas en draai, dit is maar elke vak het sy ups en afs. Dis maar soos elke ander vak. Dit is pret, dit is uitstekend. Dit is maar hard werk, dissipline wat jy volgens die jare geleer het wat moet inkom. Ja, dis maar besig. And what do you think is the biggest lesson that you've learned in the workshop? Dissipline en tydsbestuur. Okay, thank you. Well, I like that, the truth of what they're talking about. That's a bit of background on the school. We're not finished yet. It's now 9 minutes past 10 if you want to set your time. Tyd nou 12 minute oor 10. Chris hierdie kant van die mikrofoon. High Five Stereo kantoor vir die dag. Waar is dit? Nêrens anders as HTS Tuine hier in Pretoria. Baie dankie aan Jumbo Supermark wat hierdie uitsending vir ons moontlik maak vanmôre en ook hulle bydra met 'n klompie vouchers wat hulle gegee het. Koopbewyse is natuurlik 'n mooi Afrikaanse woord, maar dit maak nou nie saak nie. En ek het Rukotso, hy is die hoofseun van HTS Tuine. Hy en sy span en ons gaan weer terug daarna hulle toe. Rukotso, over to you. Thank you, ladies and gentlemen, once again for tuning in. Well, Jasmine, seeing that you're a girl in a technical field, how has that been and how were you able to overcome the obstacles that stood in your way with your technical subject? So, as a girl in a technical school, we're faced with comments like, you cannot do this, and you don't deserve that, and comments like that. And for a girl, me, it breaks us down. But in a technical high school, you learn to stand up for yourself. So as a girl, it's basically almost the same as a guy. It's how you feel and your passions. Doesn't matter what others say. Because in my technical class, we're 2 girls and 3 guys. And we all respect each other. You just have to earn the respect of others. So it's easy depending from person to person. For me, it was quite easy. Yeah, and Jasmine, how has your high school journey been? Seeing that you're a head girl, how are you able to delegate all your work and be able to have enough time for your academics as well as your head girl duties and your sport? How are you able to handle that? For me, it was easy because from an early age, I learned time management. So it helped me a lot with balancing my after-school activities, my head girl duties, my schoolwork, and then I have time for myself. So time management is the most important skill you can learn from an early age. So it was very easy. And a lot of people find it weird when they look at me and they ask, how do you do it? And I just say time management. They find it weird, but it's a very easy skill to learn from a young age. So Thank you. So since we're all Tekirads here, can you explain to the viewers here what is a Tekirad? Walt, please. A Tekirad is basically someone in the council. Well, that's how I think I should say it. Ek gaan dit in Afrikaans sê, dis baie makliker. Ja, dis soos 'n leerlingraad, is dit nie waar nie? Ja, die Tekiraad is die leiers van die skool. Hulle staan maar in, hulle kyk of alles reg is en so aan. So ja. And what steps did you take to become a Tekirad?
Ek het wel ek het my huiswerk gedoen. Geleer. Hopelik gaan ek ook nog verder goed doen. Ja, ek was maar myself. Ek was rustig, ek was stil in die klasse en ek het opgelet. And what steps did you take to be able to delegate all your work when it comes to academical work and your prefect duties? Wel, dis hoe Jasmine gesê het, dit kom maar by tydsbestuur. Want jy moet weet waarom die skool werk te gaan en stop en wanneer jy net vir jouself tyd moet gee. Want anders as jy dit nie doen nie, gaan dit net 'n ongebalanseerde skaal wees. Dit gaan diep. And what challenges did you overcome that you faced from transitioning from just a normal grade 11 learner to becoming a matriculant who's also a prefect as well as someone who plays sport and that? What obstacles did you face and how did you overcome it? Wel, hoe jy self weet, ons as matrikulante wat nou die jaar besig is, ons hersien nou basies net graad 11 se werk, so dit was nie eintlik so erg nie. So ja, dit was maar 'n draf en 'n ja. And for you, Jasmine, how were you able to overcome such obstacles of just a few months back being in grade 11 to being the head girl of the school and having to have all these challenges come your way? What obstacles did you face and how did you overcome those obstacles? The main obstacle I faced was my academics because in the beginning it was ek gaan Afrikaans praat. In die begin was dit my hoofmeisiepligte wat op my skouers gedruk is en ek het toe nie baie goed geweet wat my rol was nie. So ek moes self studie gaan doen en dit was vir my bietjie moeilik want ek het my akademie daaronder gelei omdat ek gevoel was ek was onder druk omdat ek nie geweet het wat ek moes doen nie. So selfstudie het my gehelp om te weet wat my rol was as hoofmeisie en 'n tekkieraad en dis hoe ek reg gekom het om nog 'n aktiwiteit in my tydsbestuur te kan werk want selfstudie het my gehelp om te weet hoe om dinge te doen. Dis die enigste obstacles soos jy dit noem wat ek mee gesukkel het in die begin. Andersins is dit al. Ek nie reg met enigiets anders gesukkel nie. Ja, dis baie harde werk. Dis harde werk om 'n leier te wees op die leerlingraad soos hulle die tekkieraad noem and especially to be a head boy or a head girl, it's not easy. Time now, 19 minutes past 10. They're going to wrap up their session and then we'll listen to some more music and then the next team will be coming in. Well, on my side, there was a lot of obstacles I faced coming up from here. And having such great teachers around me who were able to have me under their wing and basically counsel me on how to act and how to face certain obstacles. It really helped me to be able to delegate my work as well as include my sport activities, my academics, and flourish in that. There's a lot of lessons I had to learn. And one thing I realized throughout this journey is that pressure is merely self-inflicted. And you shouldn't be afraid of pressure. Pressure can either do one of two things. It could either mold you into a precious gem or crush you. It's your choice. It's your choice as a learner what you're going to do with it. Your outcome from high school is all in your hands. It's either you are going to study and do the most with it or you're just going to lay back. You know, and having to take self-responsibility was one thing I had to learn from the beginning. You know, you get to a point where you get your report card and it doesn't look as well as you want it to be. But crying about it and dwelling in it will not change the marks that are there. You have to get up and work harder than you have ever worked before for you to get higher marks and to flourish in school. So these are the type of lessons I had to learn. And these are the lessons that we learn not only in academical classrooms, but also on the sporting field, that you have to be disciplined. You have to wake up when you don't want to. You have to study when you don't want to. You have to work when you don't want to. It's not about what you want, but what you have to do. Once you work on only what you want, you'll never flourish. You'll never be on top. You understand? So these are lessons that we
learned practically. We had to go through the situations. And I think one thing about our learners, and one thing we have to realize as learners, is that tough times or difficult times are not here to break us. They are here to lift us up. In happiness, you're stagnant, but in pain and tribulations, you work through it. You're able to work through it and become a better person. So that's why I say, even if you're feeling pressured, don't let that draw you back. Let that push you to become a better self. I like that. That's why he's the head boy. He knows what he's talking about. He knows his stuff. Hoe oor dan na jou toe? Net 'n oprap. Ek het nie regtig nog iets veel om te sê Wat 'n nie. boodskap het jy daar buite vir die luisteraars nou uit jou hart uit as die hoofmeisie hier van HTS Tuine? Volg jou passie. As jy iets wil doen en jy voel sterk oor jou keuse, gaan vir dit. Moenie worry oor wat ander sê nie. Moenie laat hulle jou afkraak en vir hulle sê hulle is beter nie, want hulle weet nie wat hulle wil hê nie. So hou by jou keuse en dit gaan jou die grootste geluk in jou lewe bring. Dis al wat ek hoef te sê. Fantasties. En daar van jou kant af? Wel, myne is wees jouself en wees beter. As jy wees jouself en wees beter, strewe na 'n beter self altyd. Dis pragtig. Dis nou 3 van die tekkies se die raadslede. Rukutso, you got something else you want to wrap the up last with? thing I want to say is, we'll be hosting our Meyer and Jafrotena Technics. Please come forth and see what we put in, what the work we have put in, so you can see how hard we work as a team. So come join us. Everything will be on our page. Please go and follow us on Instagram at HTS Pretoria Tuine. Thank you very much. When is that going to be? It will be somewhere around in May. The date is still being decided on. 100%. Gaan daarna toe, gaan na hulle Facebook bladsy toe. En Afrikaans noem ons dit die bakkiesblad. En dan gaan kyk jy wanneer is hierdie meneer en my juffrou HTS Tuine. Ek sien baie uit daarna. 10:22 Chris hierdie kant van die mikrofoon, high five stereo en ons kom na jou toe. Dis waar my kantoor vandag is en geniet dit saam met my. Nou gaan ons luister na Michael Learns to Rock and that is Somebody. i5 Stereo, my kantoor vir die dag is HTS Tuine hier in Pretoria. En weet jy wat, hier is 'n groot opgewondenheid. There's a big sense of excitement this morning. And you know, these learners from HTS Tuine, they've never been on the radio before, but they are real professionals. Taking over, I think my job is in danger. My pos is verseker in gevaar. Hey, ons het Jean-Jacques hier, so hy is hoof van die sport en ons gee oor dan na hom toe. Jean-Jacques, goeiemôre en oor dan na jou toe. Goeiemôre my oom. Baie dankie aan alle luisteraars wat daar buite is. Voor ons begin met enige sport, wil ek graag net vir Pretty bietjie inbring oor die VOC subjects of the school. Good morning, ladies and gentlemen. Goeiedag, dames en heren. My name is Pritilicious Chipote, and I am the Dukes learner of this school, which is basically the top achiever. I am excited to talk to you about the academic performances of our school. Our school has a VOC curriculum for the grade 8s and 9s, which is the vocational occupational curriculum, which is the gateway for learners who want to specialize in the FET phase in grade 10 to 11. We are the only school in the district to offer this VOC program for the grade 9s and 8s. The following subjects are the compulsory subjects as part of the VOC programs for the grade 9s and 8s, which include electrical technology, civil technology, engineering, graphics and design, English as a home language or first additional language, Afrikaans as a home language or first additional language, mathematics, natural science, social science, and life orientation. This then means that we will be taking out EMS and creative arts from the grade 8 and 9 curriculum. Thank you, JJ. Sorry, JJ, before we get back to EMS you're talking about, what does EMS stand for? EMS is basically where you have accounting and business studies mixed together. It is in the grade 9 curriculum. Most academic schools do it, but we won't be doing it anymore. Okay, you must remember all our listeners aren't as clever as you are. They don't know what that means. Thank you for explaining that to us. Hello, Michelle. So, if we look at the sports of our school, what sports do we all offer? Good morning, ladies and gentlemen. So I am Michelle Gijima, and we have about 11 sports that HTS Pretoria Tuine offers. So we have Yikske, chess, netball, hockey,
softball, rugby, athletics, table tennis, soccer, cheerleading, and cricket. So of all that sports, do you play any of them? Yes, I do. I actually play two of them, which is netball and athletics. Which one did you like the most? Netball, because I have been playing it since primary, since I was about 8 years old, per se. So that's why you actually play the sport, because when you were young, you liked it already. Yes, I have a passion for netball. Will you like to go on and study maybe netball? Not really. My passion is not it's not that strong that I would like to continue with it like after high school. To be the coach? Yes, to be the coach or umpire. Okay, that's very interesting. What do you think does sport influence you as a person? How does it influence you? Well, it actually, like being on the court, I'm able to release the anger or any inner feelings I have within me. So after the match or being outside court, I'm actually a better person because I've released all the emotions that I have that I'm not able to release onto anybody or talk to anyone with about it. So the netball, can you just randomly go in and play, or do you need some strategy to play the netball? You need strategy. You need a very strong game plan because you can just throw the ball. It's not about throwing and catching. It's also about defending and attacking and knowing how to defend and attack. Must you be fit for netball? Yes, because you run a lot. But it also depends with the position. I would say center is the position that needs a lot of running than any other position because you everywhere and you defend and you attack. So you help carry the ball from both sides. So just aside from netball, is there any sports that you would maybe like that must come to the school? It would be basketball because almost like some learners that do not do sport prefer having basketball here because they very much interested in it. So you think that would carry our school's name also very far? Yes, because a lot would actually attend and most probably some would come just to experiment. Okay. And then Prati, do you like the chess? I have never tried it personally. But because your maths points is so good, I think you would do really good in playing chess actually. Maybe I will try it, but for now, my focus is all in academics. I do not think I am able to multitask other things, including sports. So for now, I'll just focus on my academics. And then Michelle, every time we are playing at school, we have hockey, then our soccer, also the netball and the rugby. And every time we play at school or we go away, even with the athletics, our cheerleaders come with. What do you think about our cheerleaders? Our cheerleaders, well, they are amazing. When it comes to spirit, they do a great job because they encourage each and every single learner that is participating in whatever they're doing. And it's actually nice to be on court on field or on the pitch with people supporting you and screaming your name and encouraging you to do better. I must say myself, because when we are playing at school, the one time we were on the field, and they are just so full of everything, full of energy, that it actually gives you goosebumps on the field. Yeah, that's true. I don't know how they do it, but they just get it right somehow. Priti, what do you think about our cheerleaders? Oh, they are excellent. They are so well. It's like they are always so synchronized. It makes you feel that spirit that the school they are really backing you up. And what do you guys think about the table tennis? I haven't actually really tried table tennis. Most probably it's because it's like a fast game. It's a little bit different from tennis itself, but I'm willing to try. I don't think I will be able to do the table tennis because everything it just happens so fast. You must keep your eyes and hands on the ball, and that is not the same as rugby. Rugby, the ball goes maybe slow or fast, but you can keep the eyes on the ball. But with table tennis, not very easy. And then our Jukskei. What do you think about the Jukskei? Jukskei, well, I also have never tried the Jukskei, but I don't know. To be honest, with the Jukskei, I really don't know because I haven't tried it before. And what about hockey?
Hockey is a very interesting sport, and also I have never tried that. But then with hockey, I would say every single learner that plays hockey really does well, and they do love what they're doing, and they're very much passionate about it. You know, I myself, I'm very afraid to play hockey because those things that goes around you, those sticks, I'm very afraid of those sticks. And when somebody comes to you and they run to you with the hockey sticks, I can't do that. So, Michelle, we were still busy talking about our soccer. What do you think about our school soccer? When it comes to the school soccer, it is going amazing, and also the school is also encouraging girls to partake in soccer, which is something new, and a lot of girls are actually going to practices, and they are looking forward for the first game. Okay, and then back to Pretty. Can you tell us a little bit more about our technical subjects, please? In grade 10, you have to choose a technical subject that you will specialize in until the end of grade 12. With the basic knowledge that you would have attained from the ZOC programs from in the grade 8 or 9, you will be able to know which subject that you want to based on your passion for it. The technical subjects that are included in our school come in 3 different departments: the electrical department, civil department, and mechanical department. In the electrical department, we have electronics, digital, and power systems. In the civil department, we have construction, civil services, and woodworking. And then in the mechanical technology department, we have automotive, fitting and turning, as well as welding. Thank you, Pretty. And then the uncle also tells us you're very smart, and because you have won very maths Olympian, can you tell us a little bit more about that, please? Yes. In our school, we partake in a lot of academic competitions which are recognized nationally, such as the Reading Relay, Science Olympiad, English Olympiad, and my personal favorite, Maths Olympiad. In grade 9, I placed 2nd place nationally for the Maths Olympiad, and in 10th grade and 11th grade, I've placed 1st in the whole of South Africa. So if you want to be recognized nationally, you know which school to come to. We also have a High Flyers Club, which I am personally part of, which is basically the overachievers of each grade. In this club, we do many fun things as well as excursions. Trust me, you definitely want to be part of this club because we are the only club or organization in our school that actually goes on excursions. At the beginning of each year, we have a merit evening, which is basically a prize-giving ceremony based on your academic performances based on the previous years. I am, of course, the Dukes learner, which is the top achiever, which is why I am the one busy representing the academics of our school. It is not only our school's individual student performances that make our school stand out, but it is also our constant and consistently improving matric pass rates that puts our school out there. Last year of 2024, the matrics of 2024, they achieved a pass rate of 94%, with 2/3 of the learners achieving university acceptance. To sum all the academics up, our school is committed to excellence and has earned us a reputation for providing an excellent education. As a parent, you want the best possible future for your child, and we believe that Harthiers Pretoria Tainer can help them achieve their dreams, which is why we're inviting everybody to come to the open day today at 4 o'clock and 6 o'clock. Thank you, JJ. Thank you. Then we are going back to Michelle. Can you tell us a little bit more about the athletics of the school? Oh, with the athletics, so basically, right, every year we have an inter-house, which happens during the end of term 3, and then the school chooses the athletics team for the following year. And then with the following year, we have different athletics event before we have our inter-house. And I would say this year's inter-high is one of the best inter-highs I've actually attended in HTS Pretoria Tainer. And what in the athletics do you do? I do long jump and the 400 meters.
is it very exciting every time when you get ready for the gun to clap? No, it's very much nerve-wracking. But then at the end of the day, it's not about you as an individual, it's about the school. So yes, I do it for the school at times. Now, that's very interesting. And I also remember now our Yerkskei. If I'm not mistaken, we have won the South African Yerkskei. Yes, we did. We won last year. Okay. And about all the athletics and all the sports, is there anything else that we have accomplished already? Yes. So in the school, we have our two brothers. Nee, they are brothers, which is Gideon Brown and Sebastian Brown. So so they both do boxing. They partake in boxing, and Gideon Brown got first place in the nationals, and Sebastian Brown got second place in the nationals. No, that's very, very, very big for those two. And then we are going to the rugby. What do you think about the school's rugby? Rugby is my favorite sport in the school, and the main reason. Is it rugby that's your favorite or the boys? Nah, it's rugby. And the main reason is because rugby brings everybody together. Every single time when we have a rugby game, everybody is there to support. And even though they lose, the school isn't really disappointed because they actually, they're very happy, and they appreciate the good work that they put into the school. And the fun thing about sport is you can never lose. Sometimes you win, sometimes you learn. That's how it works actually. Yeah, it's a win-win. Yeah. And then the cricket. How do you think the cricket is going now? The cricket isn't the best of the best because the main problem is that the girls aren't really interested in cricket. So we only have a boys team, but there are some girls that actually do play cricket, and it's only 2 of them. So of all the sports, what do you think is standing out the most in our school, and why? Rugby. It would be rugby because it actually, what can I say, like, everybody is excited to watch rugby. Everybody is willing to support them. Everyone is willing to stand at the pavilion from 4 to 8, whatever the time is, so they can see the rugby boys play and do what they do best. And Pretty, what would you say is our school's best sport now? Probably rugby, because everybody goes to support rugby the most. Will you also go and support them every time? Not every time, but whenever I have my free time, I do the best that I can do. And then the cricket. Do you think we're going to be able to do it this year as well? Yes, probably. Hopefully, with more learners coming to school, more girls come and want to participate in the cricket, so that there'll be a girls' team and a boys' cricket team. I think maybe the grade 8s of next year will be able to play cricket. Maybe there's more people that wants to do cricket, and then our team may be able to grow again. But about all the sports, which one do you like the most, Michelle? Which one do I like the most? Well, 2, actually. It's netball because of the passion I have for it, and rugby because it brings everybody together. And then, Pretty, if you were playing sports, which do you think would you have played? Well, I used to play tennis, but since our school didn't offer any tennis, I had to give up that dream. Why don't you go and play table tennis? No, that's a totally different sport. No, I would not be able to keep up and cope with that. Do you think in any of our sports that we offer, we need to use maybe math? Maybe you can calculate the velocity of the goal or something. You can do that. Now I'm very confused, but thank you for that one. And then, Michelle, do you have any questions? Well, okay, so I can ask you some questions. Is that okay? Okay, fine. What sports do you play? My favorite of all time, doesn't matter what, it will stay rugby. Rugby. And then what position? Number 8 or maybe center. How was the previous game? That was a very, very hard game because we played, I can't remember the school name, but they were really good, and we didn't have the overhand about them, but we actually lost against ourselves.
Oh, okay. That's okay. But then overall, would you stop playing rugby like if it were to be like any situation were to come, would you ever stop playing rugby or would you fight for the sport? I won't stop playing rugby in a million years. That is in my blood. Yeah, that's all from my side. Any questions? No, I don't have any questions. I just want to add that the subjects that they do for the academics in grade 10 to 12, of course, you have to take your technical subjects, but we also offer pure maths and pure sciences, which is basically physical sciences, as well as technical maths and technical sciences. We do not offer maths literacy. You are also required to do English and Afrikaans as well as life orientation. And EGD, Engineering, Graphics and Design, is compulsory from grade 8 all the way to matric. Thank you. Ek wil net sê baie dankie aan al die luisteraars daar buite dat julle tyd ingegee het om vir ons almal te luister. En dan wil ek dit afsit om te sê jy moet altyd onthou dat jy sterker op jou knieë as op jou voete. Oh wow, ek hou daarvan. Thank you for all the listeners and thank you for tuning in. And I also like to say that just be you in everything that you do and also pursue your dreams, even though it's sports or academics. And one last thing, go Tira. Ja, lekker. Ek hou daarvan. There's a famous saying that says that when life gives you lemons, make lemonade. That basically says that you should never give up and never let your circumstances determine your future. You can always make a bright future for yourself, no matter what your background is. Thank you. I love that. Well, those are 3 bright messages from 3 bright learners. And I feel that today is a good day to have a good day. Time now, 3 minutes past 11. Chris, the side of the microphone, High Five Stereo, office for the day. HTS Tuine, right here in Pretoria. Radio High Five Stereo. Chris hierdie kant van die mikrofoon en die kantoor vir die dag is HTS Tuine hier in Pretoria. Tyd nou 12 minute oor 11 en baie dankie aan Jumbo Supermark 244 van der Hof Rylaan in Pretoria wat hierdie uitsending vir ons moontlik maak. HTS Tuine vir julle gasvryheid, julle ondersteuning en die samehorigheid vandag is net amazing. Ons waardeer dit geweldig baie. Now here on my left hand side now I've got Tommy, he's head of culture and next to him is Basitsane. And Tommy, over to you. Greetings, ladies and gentlemen. My name is Tami Lolwani. My full name is actually Tamsanga Lolwani. I'm here with Bastana Mutumo, one of the JCC members of 2025. All right, my first question is to Bastana. What cultural activities does HTS Pretoria Tuine offer? Good morning, listeners. We as HTS Pretoria Tuine, we offer public speaking, spelling bee, JCC, journalism, band, the dance crew, social squad, and Mefro and Meneer Tuine Tech. All right, thank you, Bastana. In terms of that, I hear you say JCC, and I also introduced you as one of the JCC members. How was it when they called you as a JCC member? Oh, it was the proudest moment. Yo. The JCC is basically the Junior City Council of Pretoria. So we are a non-profit organization and we have 40 schools around Pretoria and each school has a grade 10 counselor and a grade 11 counselor. All right, Bastana. Tell us more because of these more learners that really want to be there where you are. How did you become a JCC member? I think it was last year in February. They called the learners who wanted to be part of the JCC. And it has been my passion since the year before last year to be part of the Junior City Council. So when I saw the opportunity, I grabbed it with 2 hands. And it has been a blissful experience because I've learned a lot of things being in the Junior City Council. And it has improved me to be the person that I am today. Okay, that's actually great. In terms of our public speaking, I will be speaking about that. Earlier on this year, we had the public speaking. Our English winners, I would like to actually congratulate both of these learners. The junior winner was Nangamso Beja, one of the grade 9 learners. And the same learner also won the Afrikaans public speaking.
And then the English winner was Lisakanya Ngezi. She's actually our deputy head girl of 2025. And then our Afrikaans winner senior was Louis Ferreira. Bastana, do you have any questions for me? Yes, I do actually. So tell me, how did it feel winning the Meneer Tech 2024? Oh yes, indeed. I'm actually the Meneer Tech of 2024 sitting here in front of you guys, ladies and gentlemen. Yes, it felt so nice because of it was one of my dreams since I walked in the school in those big gates. I knew there was a pageant for us boys and also females. But I am the Meneer of 2024, and I'm actually happy, and I'm still happy that I'm still holding the title. I can't wait to crown the next king, I can say. Okay, so are you proud of being head of culture and why? Indeed, I am actually so proud of being the head of culture. Due to, in this school, I can say I helped a lot of learners. And the reason being I want to be head of culture, I feel like cultural activities are not actually seen in this outside world. People are seeing sports and academic. They think that in high schools it's only about sports and academics. But I feel like we really need cultural activities because of some of us, we can't even throw a ball. Some of us, we can't even run 3 laps. But we really need something to actually participate in and partake in. I can say I'm proud of our band. I'm also sitting here again to say I am the head boy of 2025 in the school's concert band. And I'm also proud of our public speaking teachers that are helping behind the scenes and also the learners that participate. And I'm also waiting for the spelling bee because of last year it went so nice. We stood there, learners like spelling words over 15 letters. We were even shocked. And then one of the other reasons I became I'm actually proud of being head of culture. It's because of some learners out there are not actually happy of the other schools because of other schools don't offer cultural activities. Other schools don't offer other activities. They only offer certain sports and strictly certain sports. I'm actually also happy to say I'm seated here in the school that has variety of sports and activities. Tell me the cultural sports. What cultural activities does HTS Tuine offer? So we offer the public speaking, the spelling bee, the journalism for the school's newspaper, the band, the dance crew, the social squad, and Mr. and Mrs. Tech and more. Do you have any question for me, Bastana? Yes, I have one last question. I hope it's a difficult one because he's a clever guy, this one. It's not that difficult, but like, what motivated you to gather a cheerleading squad for the school? Okay, ladies and gentlemen, I can also say I'm one of the founders of our school's cheerleading squad. I can't say I'm the only founder, there's actually more of us, but I can say the reason being I started this squad is because of in all activities, there were certain learners that always cheered for our players out there. So I decided that let's gather last year's grade 8s and let's start something that will never be forgotten in this school. So last year we were actually 15 cheerleaders at the end of the year. This year we are 30 cheerleaders. So we are growing, and that's our plan to actually grow and actually get a second home for this children in the school. All right, Bastan, I also want to ask you one last thing. In terms of our public speaking winners, are you happy that they are the winners? I think you were also there. Did you witness their speeches? Yes, it went very well. They did very marvelous, and I'm actually proud of them. Yes. All right, and then our the newspaper team. Are you one of the one of the members in the team, or were you one of the members? No, unfortunately not. Tell us more about them. I think there is 4 or 5 students who are part of the journalism of the school's newspaper, and they're doing a very good job of writing
interviewing other people about the school and things we have to offer in the school, and sending it out every end of the term. Okay, just remind me of the other. Okay, we can say spelling bee. Are you really waiting for them? Are you going to even participate in the spelling bee this year? Can you even spell, let's say? Is there anything you want to tell us about the rest of the activities, or any questions you want to ask me about the activities? No, I just wanted to add more on the Junior City Council because I'm part of it, you know. Please do. So this year marks the 46th year that the Junior City Council have been serving our community. In light of this, we aim to make it the greatest and brightest term. And the interesting fact about the Junior City Council is that we don't have teachers looking after us or principals or whatever. We only have one patron, and we have 5 management bearers, which is the junior mayor, the PT junior mayor, the clerk, the public relation officer, and the secretary. When is the new 2025 Junior City Council Mayor being inaugurated? That's quite a big event, I know. Fortunately, she was inaugurated the 4th of March. Has it been done? 4th of March? Yes. Okay, wow. But we're going to host a proper inauguration event for the management. And it's a lady this year? Yes. It's a girl? Yes. Amazing. Amazing. The ladies are taking leadership, like taking control. I agree. You agree. Anything else from you guys' side? Okay, I'll also be speaking about our school's band. Please do. Our band started in 2022. Mr. Danny Smith, one of our deputy principals, started the band in 2022. Our aim actually in the band is to partake in the South African Championships. It's called the SASBA competition. It's a schools band association competition. In 2022, we participated in Hoërskool Oosterland. That's our first year. We participated in bands that have been practicing before us, and then it was actually one of the greatest moments to actually see big bands, and actually it was actually our first year. And then 2022, we went to Oosterland and we came second place. And then 2023, we hosted the SAs here in our school, and then we came first in terms of the most disciplined band in South Africa. Wow. Tommy, I want to know the band of Hoërskool Tuine or Tuine Attack. Is it an orchestral band or is it a marching band? It's an orchestra. It's an orchestral band, yes. Seated. Yes. Okay. You haven't thought of doing a marching band yet? The school had a marching band. Okay. I think in 1999 we had a marching band. Are you serious? Yes. Yeah, we had it in 1999 because I once went through the old pictures. It was 1999. Also in 2000, the band was still there. Okay, wow. Yes, and also last year we also went to Vereniging in Hoërskool 3 Riviers, and then we won the SA competitions. We are the best. We are currently the best open category bands, and then we actually I'm seated here saying we are the champions of the South African Band Association. Have you ever seen the SAPS band perform? Yes, the SAPS is actually one of the bands that's helping us to train. That's amazing. Yeah, I know them all. They've also participated in lots of our events. It's amazing. Nice group of guys. Yes, and then this year we're going to travel to Durban for our SA competitions. It's actually stressing because of the finances. So we would actually like, if there's anyone listening here that's willing to donate funds for us, we would actually like any amount for us. That's all from my side about the band. So I would like to tell everyone that's listening to never lose hope, because your hope will get you somewhere one day, and it will get you very far. So never lose that, because it's the greatest treasure that you have to yourself. Okay, I would also like to say thank you for listening, thank you for watching. And the special quote I would also like to say is, every action has a reaction. So whatever you do, you will always have a reaction towards it.
36, Chris hierdie kant van die mikrofoon. Ek is jou kaptein tussen die golwe, al die pad reg deur. Tot ons klaar is, dit gaan hier seker omtrent so 12:30 se kant wees. En baie dankie aan Jumbo Supermark by 244 Van der Hofvrylaan hier in Pretoria wat hierdie uitsending vir ons moontlik maak. Nou hier in die ateljee, ons ateljee is hier in die personeelkamer vanmôre. Meneer die skoolhoof, baie dankie dat ons jou hele skool kan ontwrig. En die personeel, ek sien hulle sit met die voetjies wat so van die balkon afhang op die stoep terwyl hulle koffie drink met pauses vanmôre. Maar lekker. Nou ons het meneer Dani Smit, hy is die adjunkhoof en ook die orkesafrigter. En ons gaan gou 'n bietjie laat hy sy span bekendstel en dan met ons gesels oor wat hulle op die hart het. Dani, goeiemôre. Goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid. Ja, ek moet sê vandag is ek baie bevoorreg hierso om te luister na ons leerders. Ek is ongelooflik trots op hulle om te sien hoe opreg is hulle en oortuigend is hulle en hulle glo absoluut in hulle skool en in dit wat ons hier doen. Ja, party van hulle gebruik 'n mikrofoon beter as ek. Dit maak ja, my bekommerd. Nee, kyk, hulle mag maar hoor. Nee, dit maak 'n ou baie trots. So ons is baie bevoorreg om julle hier te hê. Baie dankie vir dit. Dankie vir jou. Nou ja, vandag is ek ook nogal gelukkig hier. So ek sit met die ou en met die nuwe hier langs my. Die ou wat hier is meneer Andrei Ros. Nou, die man is 'n legende hier by ons skool. Hy was hier op skool, hy was 'n onderwyser hier en hy het hier afgetree. So dit is baie lekker om hom hier te hê. En dan het ons vir Gajima ook ingevoer om vir Andrei bietjie te peper met die vrae oor wat die jeug wil weet. Maar nou ja, Andrei, baie dankie dat jy bereid is om vandag so 'n bietjie met ons te kom deel en met ons te gesels. Maar ek wil nou eers by jou weet, hoe lank is jy nou al verbonde aan HTS Pretoria Tuine? Ja, nee, ek het eintlik groot geword in die area, maar ek het skool gegaan hier van 1975 tot 79 en toe het ek Januarie 1986 weer begin as 'n onderwyser en ek het nou 2021 Desember maand het ek afgetree. Soos ek vir die klomp sê, dit is die beste werk wat ou nog kon gehad het, is om 'n pensionaris te wees, en dit is ook die gevaarlikste een, want niemand oorleef het nie. Ja, ek is 'n hele paar jaar, 41 jaar al betrokke hier by die skool, en dit meen ek moet 82 word om te sê die helfte André, van my maar tyd. jy maak my nou so 'n bietjie bekommerd, as jy praat oor daai pensionarisse wat dit nie oorleef nie. Ek dink ek moet my aftrede datum van 30 Junie bietjie verander. Ekskuus. So, meneer, how was it transitioning from being a student to coming back and being a teacher at the same school you were studying at? Ja, dit was nogal 'n probleem gewees in die begin. Want toe ek Januarie 86 hierso instap, toe sien nog baie van my oud onderwysers hierso, en veral die een wat my 'n goeie pak slaag gegee het toe ek in matriek was. So toe dit was nogal moeilik, want ek moet skielik is hulle kollegas en nie meer my onderwysers nie. En ja, die eerste paar dae het baie moeilik gegaan en veral van hulle het ou se siel uitgetrek. Want nou moet ek skielik sê mevrou en meneer en nie juffrou soos wat dit op skool was nie. Maar dit het eintlik baie vinnig oorgeskakel, want al die jare die skool het 'n tradisie van dat die onderwysers redelik baie nou met die kinders saamwerk. Oor die ander, jy het jou onderhoud nou so 'n bietjie ontspoor deur daai opmerking van die aftrede, maar jy was nog besig om vir ons te vertel hoe lank is jy nou al hierso? Hoe ons jou in die rede geval het. Ja, ek het soos ek gesê het, 75 het ek hier begin as 'n standaard 6 leerder. Daai tyd was nog standaards, nou graad 8, en ek het matriek gemaak in 79. En dis ek weermag toe, en daarvan af het ek ambag gaan voltooi by Yskor, waar ek 6 jaar as 'n ambagsman gewerk het, en Januarie 86, dit was eintlik 'n grap gewees, dat ek kom skool gee het. My vrou se neef het my gesê kom gee skool, en ja, en ek het hier afgetree na 36 jaar, so en nou is ek my 4de jaar op pensioen. Wow, dis ongelooflik. Maar weet jy was nou so deel van hierdie skool gewees, nou, en ek dink jy kan ons nogal, maar hoor ek hoor jy was stroopsoet op skool, nooit stout nie. Ja, gelukkig kan my pa en my ma my nie meer hoor nie, so. Maar ja, nee, wat ou is maar redelik, daai tyd moes jy soet wees, want jy het met die latte doen gekry as jy 'n probleem gehad het. So, maar ek moet sê ek het my skoolloopbaan baie geniet.
My pa en ma, hulle was voldagwerkers en ek was by my tannie bly in die middag, so ek het al die sportsoorte by die skool gedoen, net om nie in die middag te gaan sit by haar om huiswerk te doen nie. So ek was elke dag besig met sport en ja, ek was eendag 'n bietjie stout geweest en dit is nou die wat ek nou gesê het van die meneer van Wyk wat my matriek goeie pak slag gegee het. Ons was so 5 manne gewees wat hier by die Grysgat hier bo in die ou Guardigat het ons gaan swem in skooltyd en toe het hy ons gevang en op my geelleer staan daar tot vandag toe nog 6 rapse. So ja, so ek was 'n bietjie stout ook geweest. Ja, so. Maar sê vir my, kan jy vinnig terugdink aan staaltjies wat jy ons kan vertel van daai tye van toe jy op skool was en natuurlik ook toe jy 'n personality was? Ja, ek was baie lief vir atletiek. My ongelukkig kon ek nie so goed doen in die atletiek soos wat ek graag wou nie. Ek het alles probeer en ek vertel altyd vir die mense, ek het hoog gespring op skool en dan spring ons 190 dan haal ek nie die interhoorspan nie. Want ons het op baie jaar het ons 3 ouens gehad, Gerry Smit en Eugene Horak en Johan Nel. Hulle al 3 het hoër as ek gespring. En toe gaan doen ek nou maar die 300 meter hekkies. Niemand was lus om dit te doen nie en toe kry ek hom span. Anders toe moes ek die dag by die skool bly. En ja, en as 'n onderwyser, ek moet een ding bieg vandag, ek was baie lief om strepe te trek, veral as dit 'n nuwe onderwyser is. Tot die hoof het my partykeer ingeroep en gesê, het jy al 'n streep vir hierdie ene getrek? Ja. En dan beplan ons saam 'n ding. Ja, ek het ons het my heel eerste ene sal ek nooit vergeet nie, meneer Johan Brink, hy is ook nou al oorlede. Hy het pas 'n draai gegee en almal het geweet ou Johan, hy het baie gehou om in die aande nou maar 'n ou biertjie te drink en toe het ek in sy boonste laai vir 'n bierbottel, maar ek het hom, daar was nie bier in nie, daar was water in, maar ek het hom geseël weer en in sy boonste laai gesit en met 'n ouer aand toe het ek vir die hoof 'n tip gegee om te sê hy moet net kan mekaar staan gaan kyk by sy laai en toe hy vra, toe daai man gelyk of hy visse se volkslied sing want hy mond gaan net oop en toe en hy kry niks uit nie. So ja, ons het 'n paar goeders gedoen. Ek was die ou wat bekend was vir om kos te bestel, dan lewer hulle dit skelm hier so af. En as die hoof ons vang, gee ek altyd vir iemand anders die skuld, maar hy het geweet as ek. En dan die een keer, ek dink meneer Du Plessis gaan dit nog goed onthou. Ek dink meneer Smit, ek kan nie onthou, ja. Maar ek het toesig, ek moes gaan toesig hou. En nou ek was nie baie lief vir toesig. Wel, niemand hou van toesig regtig nie, maar ek het meer van toesig hou as van merkwerk. So ek is die ou wat die minste rooi penne gebruik het in my lewe. En die dag het ons gaan toesig hou daarbo en dit was nog daai tyd T8 gewees. En jong, en ek het 'n aflos, ek moet iemand gaan aflos. Hy het toesig hou. Ek moet hom gaan aflos en ek gaan soontoe en ek laat hom loop en dan het hy net so kwartier, 20 minute, dan moet hy terugkom en hierdie man kom nie terug nie. En ek roep toe een van die tuinmanne en ek sê vir hom kom staan net gou hier in die klas. Ek gaan aan die ander kant staan, dan hou ek nog steeds toesig oor die klas, maar ek laat hom nou voor in die klas dan toe daai persoon terugkom. En hy sien toe maar hier's nie 'n personeellid voor nie, dis die man wat in die tuin werk wat nou hier so staan en toe het hy 'n groot probleem gehad en hy hardloop toe hoof toe daaroor, maar ek was voor hom by die hoof gewees. So dit was dis allerhande goedjies. Ons het eendag het ons een van die juffrouens die radio, meneer van Emmenis was baie erg oor radio's. Het ek die radio uitmekaar uitgehaal want as jy terreindiens doen dan moet jy met die radio inskakel soos in die ou weermag manier. En toe het ek die radio uitmekaar uitgehaal hierso voor die voorportaal. Ek het hom op die grond neergesit, laat hy lyk of hy in stukke geval het en sy toe sy omdraai toe sien sy hierdie ding het geval. En toe sy uitvind dit was ek wat die grap gemaak het. Toe jaag sy my deur die sentrum met haar hoë skoene wat sy my gooi so. Dis allerhande staaltjies wat ou maar so. So, meneer, is it true that you back in the day this was only a boys' school and you were part of the group that had the head girl? How was that, meneer? Ja, wel al die tegniese skole was op daai stadium was maar seunsskole gewees.
1984, ek het 79 klaar gemaak en toe was ons net seuns. So die enigste meisies wat jy geken het is maar die naburige skooltuine hoor. Ons het maar altyd na hulle partytjies toe gegaan en daai seuns was redelik bang vir ons, dan het ons nou maar so die meisies ontmoet. En maar in 1984, dis toe ek nou nog nie weer terug was nie, het die skool begin met 4 meisies wat ingeskryf het, 1 graad 10, nou huidiglik graad 10 en 3 wat in graad 8 ingeskryf het. So dit het eers in 84 begin. And what became of those girls now? Wel, Marinda, ek kan nou nie haar van regtig onthou nie. Sy, ek dink dit was Smit gewees. Sy het meganiese ingenieur geword, eerste vroulike meganiese ingenieur. En sy het pas en draai as 'n vak gevat. En dan was Melanie Steyn was hier. Ek weet sy het op 'n stadium met sy het 'n redelike pos iewers te, maar sy was mevrou Petit gewees. So ja, hulle het mooi kwalifikasies gekry. So meneer, in your days of when you came back as a teacher into the school, did you ever wish to become a student once again? And why? Ek dink die onderwysers sou dit wou toelaat nie. Nee, ek was weer 'n leerder saam met hulle. Ek het saam met hulle, dit was maar baie bekend dat ek die kinders baie, ek wil amper sê, gecover het. As hulle moeilikheid gemaak het, dan was ek die een hardloop na my toe en vra hulle, meneer, ons het 'n probleem, kan meneer ons help? So, ja, dit was, ek was maar nog steeds deel van hulle gewees en tot vandag toe is dit vir my 'n voorreg om as ek in 'n winkelsentrum loop, laat van hulle kom en sê, dis my vrou, hierdie meneer het my baie hard geslaan, maar ek het nooit 'n spak gegee nie. En ja, laat hulle mense nog erkenning gee. Weet jy Andre, terwyl jy nou van daai praat van die fondsinsameling, daar's 'n storie van jou wat jy aangevang het as ons moet gaan geld insamel destyds met die kinders. Wat was daai storie? Ek dink voor ons daarby kom, gaan ons gou luister na 'n liedjie. So kry so lank die storie lekker agter mekaar, want daai klink vir my na 'n lekker vet storie. Ja. Ek dink jy die hoof moet dit hoor nie. Is nou 11:43 en lekker gesels ons hier met 'n oud leerling, 'n oud onderwyser en ja, 'n diep man dan ook met ons adjunk hoof. Ons waardeer dit en ons yes, baie lekker. So ons gaan gou luister na One Republic met Run en tyd nou 11:43. Dankie aan Jumbo Supermark hier op 1 stereo, daar sy en ja, weet jy wat ons gesels so lekker van die lig af ook, daar's 'n paar mense met wie ons nog gaan gesels, hierna gaan ons met die skoolhoof en 'n paar van die ander lede gesels, personeellede en ek sien baie uit daarna. 11:47, jy's hardloop ek sommer 'n uur vooruit. Daai ene was One Republic with Run, een van die populêre liedjies wat gereeld gespeel word. En ag is vir my ook 'n groot voorreg, Teresa wat ook hier is, sy is die bestuurder by Jumbo Supermark. Baie dankie vir die ondersteuning en die moontlikmaking van hierdie uitsending. Nou ja, terug na die 3 manne, die 2 manne en die 1 skoolier. Ek hoor hier's nou groot dinge wat nou aan die kom is en dis meneer Dani Smit, hy is die adjunkhoof en hy gaan nou weer die siel uittrek en ek weet nou nie of die waarheid uittrek uit is dit die waarheid, die oud leerling, oud personeellid en nou 'n vars pensionaris, weet ek nie wat mense sal noem nie. Oor dan na julle toe, Dani? Nee, ek is nog steeds bekommerd oor daai pensionarisse wat dit nie oorleef nie. Maar Andre, ons het nou voor die tyd gepraat gou oor daai staaltjie /waarheid oor die fondsinsamelings. Ek dink jy moet dit gou vir ons vertel. Ja, nee, kyk, dis nou maar by enige skool het die fondsinsamelingsprojekte en ek dink by al die skole het myself gewerk dat die klas wat die beste doen, hulle kry byvoorbeeld 'n dag na pouse af of hulle kry ietsie om te eet en 'n koeldrankie as 'n wenklas. So uit alles uitgehaal om te wen. En ja, ek het op baie stadium die graad 10G klas gehad, standaard 10. Soos nou graad, wat is dit? Nee, is nou graad 10, was standaard 8 gewees. En die klas is maar redelik gesaai met die ouens wat al 'n paar jaar in die skool is. Hulle het van hulle redelik agtergebly. So dit was 'n redelike stout klas gewees. En
dit was my voogklas gewees. En ek het hulle Brooklyn Mall toe gevat en na by Brooklyn by al die ambassades en daai plekke dat hulle gaan fondsinsameling doen, kaartjies verkoop en dit. En dan ry jy nou maar met die skoolbussie en jy vat hulle soontoe nou normaalweg met 'n onderwyser die kinders vat om en jy moet hulle oppas want ek meen dat hulle nou nie iets oorkom nie. Maar die groepie wat ek gevat het, het ek nie gevat om op te pas nie. Ek het die mense opgepas waartoe hulle gegaan het. O, genade, ja. Wolf is skaapwagter. Maar ja, en dan as ons nou die aand nou klaar die fondsinsameling gedoen het, dan het hulle almal sulke tippies gekry en hulle het 'n paar rand en dan gaan koop ons vir ons 'n groot pak slap chips met rations. En ons het ook vooraf gereël dat elkeen 'n groot sak met wasgoedseep bring. En dan gaan sit ons daar by die fonteine en as ons nou amper klaar geëet het, dan gooi elkeen sy groot sak daar in die fonteine om die skuim te maak. So ja, ons het in die koerant geland en ons is ja, dit is alles maar deel van die ding en dit is hoekom die kinders ook dit is mooi stout geweest en die kinders tot vandag toe onthou hulle dit. Ja, dis baie waar. Weet jy ander ons tyd is nou besig om bietjie vinnig uit te loop en daar's so baie wat ek nog wil weet. Maar vertel net eers ons jy het nog niks gesê oor jou bynaam hierson nie. Ja. Ek het kyk is dit 'n mooi naam? Kan ons dit noem? Ja, Dis 'n familieprogram hier hoor. Ja, nee, kyk elke onderwyser kry maar 'n bynaam. En ek het die bynaam gekry van Pisang en ja, en ek het my lewe nog nooit 'n pisang geëet nie want ek gril vir daai tekstuur. So ek het die bynaam gekry omdat ek lank is en ek was maar baie skrul daai tyd, dan loop jy mos maar 'n bietjie krom en soos 'n pisang. En ek meen hoekom is 'n pisang krom? Is laat hy sy skil kan pas. So en toe hierdie een onderwyser eendag ingestap en hy het toe net gehoor my bynaam is Pisang en hy kom ingestap en ons almal het byname en ek ken toe sy bynaam en hy kom ingestap. Sy die bynaam wat die kinders hom gegee het. Ja. En maar omdat sy hare hy's bo sy bles gewees en dan het hy hare aan die kant omgehad en hy's 'n groot man gewees. En toe het hulle hom die bynaam gegee van Roland. Soos die Roland word. En hy kom ingestap en hy sê vir my ja Pisang en ek sê vir hom hallo Roland. En hy is daar om en hy draai terug en hy loop uit en nog voor die pouse om is toe roep die hoof my oor die interkom. Toe het ons nou so 'n bietjie ek 'n bietjie 'n probleem opgetel omdat ek die bynaam bekend gemaak het. Ek dink as die hoof moes merkies onder sy lesenaar gemaak het vir die kere wat hy in die kantoor was, dan gaan daar nie nou skryfplek onder daai lesenaar plat wees. Weet jy wat, ek was self een van daai baie populêre kinders. Ek was nooit 'n dag siek af nie. Ek was bang iets verkeerd loop by die skool en ek mis dit. So maar ek het aan die binnekant van my das vir elke hou wat ek gekry het, het ek so 'n merkie gemaak op die wit streep. En my das aan die agterkant was later vol geweest. Klink soos Andrei. Toe ek dit opgegee, dis boring. Nee, o genade, as hulle my geroep het, ek geweet ja nee, dis sal weer 6. En ek het nog so 2 vragies wat ek hom wil vra. Ja, nog tyd daarvoor. Hoorie Andrei, ek was regtig bevoorreg geweest om jou aftree funksie by te woon. En ek kon daai tyd gesien het, daai aftree funksie wat ons vir jou gehad het jou baie diep aangeraak. Kan jy vir ons 'n bietjie vertel van die aftree funksie en hoe het dit jou geraak en wat het dit vir jou beteken? Want ons is nou amper aan die einde van jou skoolloopbaan. So nou tree jy af. Ja, dis nou nie 'n vraag wat ek gehoop het julle gaan vra nie. Dit was nogal 'n bietjie emosioneel. Ek moet sê die jare toe die skool se orkes, toe meneer Smit nog voordat hy weggegaan het, gekoop is deur Waterkloof. Okay. Maar toe het ons skool se orkes baie goed gedoen. Hy en ek dink meneer Du Plessis was nog deel van hom gewees. Ek weet meneer Du Plessis was ook deel van die drillpeloton. Skietspan. Of die skietspan. Ja, die skietspan. En maar in elk geval en toe was die orkes die beste gewees in die ek dink al die wêreld Suid-Afrikaanse kampioenskap gewen. En kry die het jy nog drillpelotonne by skool? Nee, dit het doodgeloop. 1994. En toe sy weg en toe het hy weer teruggekom net voordat ek afgetree het. En wat nogal vir my dit was nogal 'n heel verrassing geweest en ek moet sê baie emosioneel.
Gelukkig het ek nou 'n pilletjie gesluk vir dit. Maar nee, net 'n grap. Ek het die dag al gesit met my rug na die res van die personeel toe en meneer Du Plessis het almal gepraat en op 'n stadium toe sê hulle vir my ek moet daar voorkom staan en toe het hulle vir my wat was dit? Bly by my Heer. Bly by my Heer het die orkes gespeel wat op sigself 'n liedjie is wat ou nogal emosioneel kan aanraak. Ek kan glo. Ja. En toe ek so omdraai en ek kyk na die mense toe hulle skerm sonder dat ek geweet het. Ja. Het hulle die hele familie daar gehad. Ai. Dit is en sien hoekom ek dit wou vertel het, want dit nee, is nogal. Maar ek moet sê dit was dit was groter as joune. Ja, dit was 'n groot verrassing geweest. Ja. En toe die hele lot daar gesit het. Genade. Ja, dit was iets spesiaals. Dis nog 'n baie belangrik wat hy nou gesê het. Andrei is altyd 'n ligpunt waar jy is, maar hy't net so klein hartjie. En dit is wat Andrei so spesiaal maak. Andrei, jy is regtig nog steeds vir ons so. En dan my laaste vraag wat ek het, asseblief. Is as jy kyk na die verlede, jy kyk wat ons tans doen hier by die skool, dink jy ons skool is op die regte pad vorentoe? Ek dink veral die feit van die saak dat ons weer terug beweeg het na 'n suiwer, ek wil amper sê suiwer tegniese skool, ek weet nie of ou dit so kan noem nie. Dink ek ja, want ons land kort baie tegnisi. Mense, ons het 'n groot probleem. Ek weet op 'n stadium en dit was toe ek nog skool gegee het, was daar so iets soos 500,000 tekort aan tegnisi in die land. En as die mense net 'n bietjie meer verder kyk en nie 'n tegniese skool sien as 'n ambagskool nie en sien as dis die mense wat jy nodig het om hierdie land aan die gang te hou, om die brûe, om die paaie, dan wil ek sê 'n tegniese skool is baie belangrik en enige skool is belangrik, maar vir alle tegniese skool, daai agtergrond wat jy hier kry, kan jy by geen ander skool kry nie. En ek het nooit in my lewe gedink ek sou eers tegnies millwright word en dan onderwys gee nie. As ek my lewe kan oor is, sal ek dieselfde ding weer wil doen. Maar tegniese skole is seker die belangrikste van die belangrikste skole wat ons land het. En hulle moet mooi begin kyk na dit, want daar is regtig baie min tegniese skole oor en ons land het baie tegnisi nodig. Tjoe, Andrei, wat 'n ongelooflike antwoord. Dis asof jy nou die inleiding gegee het na die volgende gesprekke wat gaan kom, wat ek baie opgewonde is om nou na ook weer eens te luister. Ja. Want ons kan nie iemand beter kry om te kom praat as ons skoolhoof nie. En dan ook meneer Van der Nest wat baie betrokke is by die nuwe rigting VOC. Fantasties. En dan wil ek graag afsluit deur te sê ons is die enigste dubbel medium skool wat al 9 die tegniese vakke aanbied. As ook die enigste skool wat al 3 die VOC vakke aanbied. Nou ek gaan nou nie op dit uitbrei nie want die volgende sprekers gaan nou oor gaan hulle daaroor praat. Ja, en ek dink as jy na dit geluister het, gaan jy sien dat ons skool is 'n skool wat regtig 'n verskil maak. As ons kinders hier uitgaan, het hulle 'n gereedskapstuk in hulle hande om hulle self te kan onderhou. Daar's geen rede dat 'n HTS tuine kind hier gaan uitstap en hy kan hom nie self onderhou nie. So ek hoop dat die gehoor bly ingeskakel om na die volgende sprekers te luister. Dit is nou 'n bietjie meer akademies gerig, maar dit is tog nodig dat ons na dit ook moet luister. So ek sien uit na die gesprek van die volgende 3 persone. Ek sien ook baie uit daarna. Nou ja, net so ietsie om af te sluit vir die mense. So 'n boodskapie van hoop uit jou hart uit van jou kant af. Ja, baie dankie vir hierdie geleentheid. Ek moet sê ek het toe meneer Smit my vra of ek sal deel wees van dit, het ek nogal getwyfel, nommer 1, en toe het ek eers gedink is net radio. Maar baie dankie dat ek die geleentheid kon kry en dat ek weer kan kom praat oor my ou skool wat my groot liefde was en ek afgeet al my sweet af. Maar en dan wil ek maar net sê vir die mense ondersteun die tegniese skole, ons het julle nodig. Absoluut.
Bye dankie. And then Rukutso Gijima, you told me now off air that you're going to study and carry on with fitting and turning. Yes, sir. From your side as well, how do you see the future for yourself? For myself personally, I feel like there's still a long way to go, and I feel that the school is giving me the foundation. Fantastic. Foundation to be able to go and continue building on top of that. So I do see a very good future in front of me. 100%. Thank you very much. And then, as I can say out of my heart as well, inhliziyo yami kuvule ukumthandaza kodwa imfunindlela yakho ngisikhamu ukuqondile ukulunga. Thank you very much. Ja, ek het nou net geskinder van julle, dis alles. Maar jy my nie vra hoe sien ek my toekoms nie. Ja, 68 dae. Hoe lank is voor jy op pensioen gaan? 73 dae. My toekoms sien ek op die stoepie op my huisie daar in Mosselbaai. Ag, Dis jy's ek my lelik. toekoms sien. Hoe ver moet jy gooi? Hoe ver moet die vislyn gaan om in die 4 water? kilometer. Oor die baie seën vir julle, baie voorspoed Baie en baie dankie vir julle tyd. En baie dankie vir die geleentheid wat julle vir ons gegee het vandag. Groot plesier. Ek sien baie uit na die volgende gesprek. Dit gaan wees met meneer Du Plessis, die skoolhoof in beheer van sake. Hulle noem hom ons die hoofstoof. En dan meneer Van der Nest en dan meneer Philip Knopper. Tyd nou is 11:58. Dis so 1 minuut voor 12. Chris, hierdie kant van die mikrofoon, jou kaptein tussen die golwe. En baie dankie aan Jumbo Supermarket. Lekker een was daai gewees, Brendan Piper met Insomnia. Tyd nou 8 minute oor 12. Chris, hierdie kant van die mikrofoon, jou kaptein tussen die golwe. Alipad op Hi5 Stereo. Kantoor vir die dag is HTS Tuine hier in Pretoria. Baie dankie aan Jumbo Supermark. Ek is net nou so pas oor my tone en my vingers geraps, want dit is nie 144 van der Hof nie. Dis 244 van der Hof. So as jy by 144 kom en jy sien Jumbo Supermark is hier daar nie, bel hulle maar net. Hulle is ook op Facebook en hulle sal vir jou sê dis 244. Maar baie dankie vir die moontlikmaking daarvan. Dit is vir my 'n groot voorreg, meneer Du Plessis. Hy is die skoolhoof van HTS Tuine met twee baie slim manne wat ook hier byderhand is, wat 'n bietjie gaan. Hulle sê, Chris, wie wat, ons gaan sommer net oor die algemeen gesels. Dis meneer Van der Nest en hy is die adjunkhoof tegniese sake of tegniese vakke, tegniese vakke. Hierdie adjunkhoof moet skryf baie mooier as ek. Philip Klopper en hy is die tegniese personeellid. Baie welkom julle drie en ek sien sommer uit. Meneer Du Plessis, sommer eers oor na jou toe. Chris, baie dankie. Ja, voorreg om julle vandag hier by ons te hê, laat ons bietjie kuier en gesels. En as ek so luister na die kinders, dan dink ek is al wat hulle doen deesdae hier in die klasse, en dit is om te sit agter mikrofone, want hulle het dit wraggies goed gedoen vanmôre. So ja, my pos is aan gedrang, verseker hoor. Gelukkig is ek die baas, so die aansoekvorms kom na my toe. Dis feite, ja. En as jy so luister na die vorige gesprek met meneer Ross hierso wat jare hier was, jy weet ek het hom hier gekry en toe is hy hier weg, so hy en meneer Smit, so ja, hulle was jare hierso en nou ja, hier langs my sit die nuwe generasie van ons skool, meneer Van der Nest, CS en Philip, ons adjunkhoof van departementshoof by die tegniese sentrums. En as ek sommer so kan begin by julle hoor, geniet julle dit daarom hier by die skool? Ja, wel, ons is geforseer om te sê seker nou maar ja, maar ons sukkel bietjie met die hoof saam. Ag, as ek kan daar praat en sê, weet julle, dis 'n ongelooflike voorreg om by die skool te kan wees. Hierdie personeel is definitief heeltemal anderste as wat mense dink by 'n ander skool. Ek kom ook van 'n ander skool af wat ek hiertoe gekom het waar mens jy stap in, jy weet nie wat om te verwag nie, maar die personeel is so saam hierso wat hulle saam eintlik 'n familie vorm. Dit is nie dat 'n mens voel jy werk nie. Eendag kom jy in en jy voel luister, maar die mense om my is soos familie. Ek kan met hulle gesels oor enigiets. Ek kan by elke liewe persoon instap en net gou vinnige geselsie aanknoop. So ja, maar jy sukkel nie om te gesels nie. Nee, ek sukkel glad nie om te gesels nie. Ja, ons kamp saam, meneer Du Plessis het nogal reg gekry om die personeel so te kry dat ons saam dinge wil doen en weet ons kamp saam, ons doen dinge, weet as jy hoor dan sal ergens 'n kuier gereël en goeters, maar ons praat nou daaroor, maar dit gaan ook daaroor dat die personeel ja, hier begin dit nou. Ja, laat die personeel dinge
sommer net reël oor dit vir hulle lekker is en weet baie personeel sê nee, ek wil nie by die skool wees nie, want dit is nie vir my lekker daar nie en so aan. En by ons is dit die personeel is hier want hulle wil hier wees. So dit bitter min personeel wat weggaan want hulle huil as hulle hier weggaan. En dit ek het gesien hulle huil, ja, dis ek weet nou nie, dis verskriklik hoor. En dit spoel ook oor na die kinders toe, weet as die personeel in die oggend uit die personeelkamer uitstap en met 'n smile, dan weet jy sommer die kinders gaan by jou aankom in jou eerste tweede periode met 'n smile, weet. Daarna dan weet ons nou nie so verder nie. Ekskuus meneer Du Plessis, ek wil gou gehoor by 'n laerskool, ek het nou wel Dani ook, ons was nou al 'n paar keer by laerskole, maar ek het al gesien die kinders is baie lief. Om almal hulle loop en gee die onderwysers drukkies en jy weet daar's net wat doen 'n mens by 'n hoërskool? Ek meen as 'n hoërskoolseun kom en ek weet nie of jy dit wil aan die juffrou wil druk of wat weet jy, mense moet baie versigtig wees deesdae met so iets. Dis nie meer soos in vroeër jare nie as ja, dis hoekom ek vra. Baie snaakse goeters wat kan kom, maar weet jy, jy sal nie hier uitloop, hek toe loop sonder dat die kinders jou groet met die hand en so. My hand het spasmas ja, my so hulle gegroet het hier. Ons is nogal lekker, die kinders jy weet is kommunikeer met mekaar, ingesels en groet jou en so dit is nogal 'n ding van ons skool. Jy weet ek glo ook maar dat as ons in die oggende uit die personeelkamer uitstap na ons oggendvergaderingkie, dan moet die personeel lag as hulle daar uitstap. Jy weet, want as hulle hier teen pouse en na pouse hier bedroef inkom en half bevoeterd lyk, dan weet ek is nie meer my skuld nie. Dan is dit kinders of hulle wat mekaar kwaad gemaak het, jy weet. So dit maak dit vir ons lekker, want jy weet, ek dink nou byvoorbeeld sommer nou aan een oggend en dit is wat lekker is, strepe wat getrek word onder die personeel. Ons personeel het nie kliks nie. Wel, nie wat ons van weet nie, behalwe Philip en Cees, maar jy weet, ek kom een oggend in, toe is die podiumpie wat ek hier agter staan, as ek nou die oggendvergadering hou, toe is daai ding met Vaseline gesmeer. Jy weet, as jy iets neersit of vat, is alles Vaseline. Ek was Vaseline die hele wêreld. Jy weet, ander oggend, ek het so 'n klokkie wat ek lei om nou net aandag te kry, om net op 'n stadium ook 'n spreekbeurt te kry in die oggend, jy weet, en toe ek die klokkie lei, toe is daar konfetti onder in hom, jy weet. So sulke goed, dit is, jy weet, ek sê personeel doen dit omrede hulle die dag ook geniet, omrede hulle dit geniet by die skool, jy weet. So ja, en soos Cees gesê het, dit syfer deur na die kinders toe. As die personeel so uitstap, dan begin hulle die dag so met die kinders en dan begin hulle ook die dag met ongelukkig is die kinders se dissipline is anders, want die kinders voel 'n meer gemak, 'n meer rustige atmosfeer, jy weet, en dit is waarna dis maar ons groot ding, want ons staan bekend as die skool met baie goeie dissipline. Baie ouers is regtig as hulle hier kom om hulle kinders in te skryf, dan hulle, hoe sal ek sê, demand om die kinders in te skryf, want dan sê ons vir hulle, ons sekretaresse vra, maar wat is die rede? Dan sê hulle oor die dissipline, jy weet. So in baie van ons distrikse mense se kinders is hierso. So dit sê vir ons baie, dit sê vir ons kry ietsie reg. Verseker. Vir ons gaan dit nie net oor om 'n kind te wil berisp en te beklei nie. Vir ons gaan dit oor ons wil help. Die ding is van die dissipline, ons werk met masjinerie in die werkswinkels. En jy moet daar die regte dissipline hê, weet nie net met die onderwyswet nie, maar met die beroepsveiligheidswette en alles, dat jy, as jy daar 'n fout maak, dan sit nie van sies jy stout nie, dit is 'n vinger af of verseker, so aan. So dit en ons het dissiplinêre beamptes wat ook hulle beweeg rond en hulle doen hulle werk. So daar's nou al baie vandag gesê oor dissipline, maar dit dis regtig so. Dis nie van sommer lip service nie. Ons moet dit dis regtig so. Terwyl ons nou op hierdie punt van dissipline is net 'n vraag wat by my opkom. Ek weet met ons in die sport daar, dat elke atleet moet hy self teken. Ek praat nou op die seniors, dat hy ek weet nie wat die regte benaming is nie, maar hy's verantwoordelik vir homself. Wat gebeur by die skool as 'n kind beseer word? Sê hy besaag het sy vinger afgesny of hy het homself beseer. Waar val die verantwoordelikheid in so 'n geval?
By die hoof? Nee, ek weet dis 'n baie moeilike vraag. Ek weet dit is maar. Kyk, daar gaan baie vrae gevra word in verband met is die kind opgelei, het hy sy veiligheidstoetse deurgekom, is hy reg, het hy die regte prosedures gevolg, was Toesig en al daai was daar dinge, ja. genoegsaam gekyk dat daar nie onveilige goed binne in die sentrum is nie. En dan ook was daar 'n opdrag gegee wat die kind kon uitvoer. Ja. So daar's 'n klomp vrae wat gevra word indien dit gebeur, maar ons moet sê ons het baie lanklaas ek kan nou nie dink aan wanneer ons ongeluk gehad nog nooit gehad nie, ja. Ek oor ons so ernstig is daaroor. Ons gaan net nou praat oor wat het ons gegoogel, wat is partnerships in Afrikaans? Vennootskappe. Ons gaan net nou praat oor vennootskappe wat ons het, maar ek moet ook sê ons grootste vennootskap is met God, want daar word gereeld gebid en dit is hoekom dit by ons skool goed gaan. Dit is wonderlik. Dit is wonderlik. Ja. Kyk, as ek dalk by kan las in terme van die ongelukke en so in die sentrum. Ek glo ons het baie goeie opgeleide personeel in elk liewe sentrum. Kyk, baie mense sien tegniese personeellede as ambagsmanne. Kyk, die rede daarvoor is ons is nogal redelik streng, soos wat mense in die nywerheid sou gewees het. So die kinders kry goeie indiensopleiding. Wat van hulle verwag gaan word in die sentrums. So sou daar ongeluk gebeur het, is dit maar wat dit is. Dis 'n ongeluk. Dis nie iets dat dit blaatant is dat die kinders gesê het, luister, maar nou gaan ek aspirus wees om te sê ek gaan nou myself seermaak nie. So dis iets wat werklik gebeur as 'n ongeluk. So die indiensopleiding wat die kinders kry is redelik goed van so 'n aard dat daar gebeur nie sommer ongelukke nie. En die maatskappye staan deesdae tou om by ons leerlinge te kan kry, want hulle weet, die kind is reg opgelei, hy gaan nie net uit en gaan sit daar op sy selfoon en speel nie, hy gaan regtig daar uit en hy weet wat hy doen. Wonderlik, ons het meneer net gepraat van partnerships, dalk meneer net gou 'n paar noem van die partnerships. Ons kan die partnerships doen, noem ons, dink byvoorbeeld aan, ons het op ons terrein, aan die agterkant van ons terrein, het ons 'n geakkrediteerde opleidingsentrum, tegniese opleidingsentrum, wat die kinders oplei in hulle ambag, of in hulle rooiseel, rooiseel te kry. Ja. So, dit is 'n groot een van ons, as ek kan sê, hoe werk ons byvoorbeeld, daar is hulle gaan dan vakansietye, in plaas van dat die kinders byvoorbeeld by die huis voor die televisie lê, en televisie kyk, dan kan die kinders al begin daar om sekere modules van hulle, wat noem jy die kursus te doen, en so elke vakansie gaan doen hulle 'n deel van hulle modules daar, en dan die oomblik wanneer hulle klaar is met matriek, dan het hy nou sy tegniese vak waarna hy opgelei is by die skool, wat dan vir hom gelykstaande is as 'n N3, en dan het hy ook daar sy opleiding gekry, en dan is dit 'n kwessie van 6 tot 8 maande wat hy sekere dele doen van die modules, en dan is hy, het hy sy rooi seël, wat vir hom 'n baie tydsvoordeel gee teenoor maats wat in 'n ander sentrum of in 'n ander skool sou gewees het, wat van vooraf na matriek met hulle ambag sou begin. En Moutus het ons ook dieselfde proses nou begin volg. Wow, die motororganisasie Moutus, okay. Daar in Zambesi en met Renault en die Suzu en al daai plekke. So hulle het ook nou met dit gekom dat hulle ons leerlinge wil invat gedurende skooltyd en dan ook uit te kom na die skool toe en kom vertel, hoorie, wat is dit wat ons verwag van 'n leerling, van 'n vakleerling, en dat die kinders ook weet, hoorie, dis waarvoor ek moet werk en daar moet uitkom. Philip, dalk nog ander partnerships, vennootskappe wat jy kan dink? Kyk, ons het 'n hele paar vennootskappe wat ons nie net in die sentrums het nie. Maar as ons gaan kyk na verskillende vennootskappe, daar is baie wat op die sportvelde ook ons sportspanne kom ondersteun. So daar is wat gesê het, luister, ons wil nou maar anoniem bly.
So ons kry op die sportvelde ook met ons rugby, ons netbal, ons hokkie, sokker en die klas van dinge. So ons het daar definitief ook nie net akademie nie vir die opleiding nie, dit is vir die sporte ook. Kultuur het ons ook 'n paar borge wat ons daarby gekry het. As ons praat van wat ons nou in die sentrums ook het, BMW is ook een van die maatskappye wat nou 'n voertuig aan 'n skool geborg het wat die leerders self op die voertuig kan werk om te weet hoe dien 'n mens die voertuig. Wat is nodig om aan 'n voertuig te doen om te kan sê luister maar ek is 'n mechanic, verstaan, so dis een van die dinge. Dan het ons is seker een van die min skole wat nie net in Gauteng, wat in Suid-Afrika 2 robotic arms het wat hulle gebruik om in die nywerheid dinge aan mekaar te kan sit. So dit is een van die min dinge wat ons gekry het van ABB af. So dis klein goedjies wat 'n groot verskil gaan maak in die leerders se lewens ook in terme van nie net hulle opleiding nie, maar wat aan die sportvelde en so ook is. En meneer Du Plessis, daai lugvaart inisiatief van ons? Ons het ook 'n gesprek gehad met lugvaart. Ons het reeds met ons departement toestemming gekry om ons gimsaal te omskep in 'n werkswinkel. Deur die lugvaart is 'n tak in die lugvaart wat die tegniese opleiding doen. En die doel daarvan is nie net vir ons skool en ons kinders nie, maar die doel daarvan is om die lugvaart bietjie want is altyd die oosterse skole wat daai voorreg kry en ons kinders hier in die weste en ons gemeenskap in die weste het nie daai voorreg nie om bietjie lugvaart na ons skole in die weste toe te bring vir klasse na ure en naweke. Jy weet so, dit is hulle wag nou nog net vir goedkeuring van hulle setas, dan kan daai ene ook afkom vir ons. So is 'n goeie ene daar. Ons kan dink aan byvoorbeeld aan Yamaha ook, wat ons ook ja, Yamaha is ook, hulle het ook vakleerlinge wat hulle soek. Maar hulle sê hulle motorfietsse breek nie, so hulle het nie eintlik mechanics nodig nie. Maar dit gaan oor die motorbote ook, wat hulle daai engines wil diens en wil regkry en in plek wil kry. EMC is 'n huisbakmaatskappy wat ook mense soek. So die mense staan regtig tou om ons leerlinge te kan kry. En dit is een van die dinge van ons skool is dat daar's bitter min van ons leerlinge wat hier uitgaan wat sê meneer ek het nie reg gekom nie. En dis iets om op trots te wees as jy gaan dink aan die werkloosheidssyfer in ons land. So dit is nogal iets waarop ons onsself roem. Meneer, as ek dalk nou net kan bysê, ek het nou iets genoem van die sport en so. Dit is nie net maatskappye van die industrie wat na ons toe kom om te sê luister, ons wil 'n aandeel hê nie. Ons het heel toevallig af in die straat by ons het ons 'n gym gekry wat belangstelling getoon het in ons om te sê luister, ek wil graag bietjie meer inploeg by die skool. Ek gee vir julle 'n geldjie elke maand en so kry ek na die leerders om by hom te kom gym, verstaan? So hou ons ook ons kinders gesond in 'n opsig van luister, ons hou julle aktief want 'n kind wat uit die moeilikheid bly wat nie net gaan skoor soek op 'n straat nie, is ook ietsie wat beter is vir so iemand, want dit is hoe ons die gemeenskappe kan intrek, want hulle gaan neem dan deel aan kompetisies ook verder, wat nie net skoolverbonde is nie, maar wat hulle naam ook verder gaan uitsit daarso met ons skoolse leerders. So ek meen op die einde van die dag is goeie publisiteit vir hulle ook. Dis fantasties. Nou ja, dis High Five Stereo tyd nou 25 minute oor 12. Kantoor vir die dag is HTS Tuine hier in Pretoria en lekker gesels ons met meneer Du Plessis, skoolhoof, meneer van der Nest, meneer Klopper en oor baie interessante aspekte by HTS Tuine wat jy nie kry by ander skole nie. Wat ek wil, ons het net nog gepraat oor die partnerships en wat ons skool anders maak en ek weet van die kinders het dit nou al genoem, maar miskien net weer vinnig deurgaan oor ons vakke. Wat ons aanbied graad 10 tot 12 ons spesialiseringsvakke as die kinders spesialiseer sê is?
Okay, ek sal begin met die VOC. Dit is die graad 8 en 9 vakke wat ons het. Ons het dit ingebring want ons het gesien ons leerlinge moet vroeër blootstelling kry aan die gespesialiseerde vakke. Hulle kom in graad 8 in en teen einde graad 9, dan moet hulle begin besluit, okay, in watter rigting wil ek gaan? Nou, dit is 'n baie belangrike besluit wat die kind moet neem, want dit bepaal sy hele toekoms. En ons het toe goed gedink en by die departement toestemming gekry om daardie sekere vakke, dit is nou al genoem vroeër, uit te skakel en dan die 3 tegniese vakke in te bring. 3 rigtings kan mens maar amper sê, meganiese tegnologie, elektriese tegnologie en siviele tegnologie. Nou, dit is 3 afsonderlike vakke en daai kind se punte wys dan ook waar lê sy belangstelling. As 'n belangstelling toon, sê nou maar in meganies en sal sy punte dit wys. Wys verseker, En wat dan gebeur is, hy kan einde graad 9, dan kan hy begin meer spesialiseer in een van ons 9 spesialisvakke. In meganies sal dit nou wees swys, metaalbewerking of motorwerktuigkunde of pas en draaiwerk. En die elektries het ook 3 vakke wat hulle nou kan spesialiseer en dan die siviel ook. Meneer, ja, so dit is regtig een van die dinge wat ons uniek maak. Daai kind het regtig 'n idee van wat hy moet kies na graad 9. As jy dalk net 'n bietjie wil vir ons vertel, wat maak elektriese tegnologie by ons anders? Wat kan daai kind kry wat hy nie by 'n ander skool sal kry nie? Kyk, dis die eeueoue vraag wat hulle altyd vra. Wat maak ons tegniese skool anders as ander tegniese skole? So wat maak ons anders? Ons het by ons 'n baie streng hoe kan 'n mens dit sê, wat jy iemand moet kies om te sê, luister, is jy opgelei in elektries? Die vraag is jy opgelei? Ja. En wat is jy opgelei? As jy in een sekere rigting opgelei is, dan mense het nie daai kennis nie. So al 3 die personeellede wat in elektries spesialiseer, is gespesialiseer in digitale elektronika en in kragstelsels. So dit is een van die dinge wat ons al reeds skei van ander tegniese skole se onderwysers, spesifiek in elektries. As mense nou gaan kyk ook na die fasiliteite wat ons het in die elektriese sentrum, ons het nou vars uit laas jaar uit het ons kragstelsels sentrum heeltemal oorgebou. As ons nou gelde kan praat, kan ons sê nee, dis vrek baie geld wat ons daarin spandeer het om te verseker dat die kinders kry die heel beste fasiliteite om opgeleid te kan word. So die fasiliteite is nie so van aard om te sê ons doen bietjie en jy moet daarmee tevrede wees nie. Dit wat ons in ons sentrums het, is wat in die nywerheid self ook gebruik word. Ek is heel bevoorreg gewees om in die nywerheid self te kan gewerk het voordat ek onderwys gegee het. So uit ervaring uit kan ek sê, luister, dit is presies dieselfde goeders wat mense in die nywerheid het. So die kinders kry die geleentheid om op 100% lewendige krag te kan werk as dit kragstelsels is. Digitale elektronika en elektronika bou hulle dinge wat ook van toepassing is in die regte wêreld. Ek meen, as ons gaan kyk na verskillende projekte, hoe afhanklik is ons nie deesdae van 'n inverterstelsel nie. Ons bou die inverters net hierso by ons. Elektroniese klaviere wat ons gebruik om musiek mee te maak. Ons bou dit ook by die skool. So dit is een ding wat ons half kan sê by elektries by ons skool, is wat ons heeltemal skei van ander skole af, is dis 100% legit goedjies wat ons gebruik in die buitelewe. En meneer Du Plessis, by die meganiese tegnologie, as jy so vinnig kan dink, wat is nuut wat nou ingekom het by meganies wat ons ook ons fasiliteite verbeter? As ons kan begin by die motorsentrum, ons wielbalansering of wheel alignment stelsel wat ingekom het, wat ons besig is om te installeer daar, wat die kinders self op werk en die opleiding inkry in dit. Ons pas en draai die wat is daai masjien wat ons nou laaste gekry het? Die vreesmasjien. Daai vreesmasjien en daai millingmasjien. En ons CNC draaibank ook. Genade, ja. CNC masjien
So ons is besig om daar by jouself, daai motorarms wat ons besig is, hulle is besig om vir ons daar byvoorbeeld 'n waantjie te bou, wat al die sentrums se gedeeltes, 'n bietjie motor, 'n bietjie swys, 'n draaibankie in te hê, wat ons kan gebruik vir bemarking, met uitstallings, as ons iewers heen gaan, dan kan ons dit gebruik, so sê as hulle is besig om dit te bou. Ons het byvoorbeeld so, ek het nou al, toe ek by die skool gekom het nog as adjunkhoof, het ek 9 jaar terug begin, toe het ek die eerste brief, toevallig nou die week dit gesien, eerste brief geskryf aan die departement, waar ons aansoek gedoen het, waar ek begin het om aansoek te doen vir 'n SOS skool, 'n School of Specialization, spesialist skool. Dis 'n lang proses, baie lang proses, maar ons glo dit is nou baie naby, die resultate op daai ene, en dit gaan ons ook help om die regte kinders in die skool te kry. Regte kinders bedoel ek tegniese kinders in die skool te kry, want dit gebeur baie met ons, dat kinders word deur die aanlyn plasingsstelsel, inskrywingsstelsel in ons skool geplaas, want ons word maar op die stadium word tegniese skole sal geklassifiseer as 'n normale akademiese skool, en dit maak dat kinders hier geplaas word wat nie wil tegnies gaan nie. Nou kom hy in graad 10 en hy moet vakke kies, dan wil hulle biologie kies of hulle wil besigheidstudies kies, wat ons nie aanbied nie, of selfs wiskundige geletterdheid wat ons glad nie aanbied nie. En dan gaan hy kinders net dood eenvoudig uit die skool uit en hulle gaan heen kom bevind by 'n ander skool. Jy weet, so ons werk daaraan, en ja, dit is baie naby, so dit gaan ook maak dat ons getalle nog meer gaan uitbrei as ons by daai punt gaan kom. So ja, ek wil, ekskuus, praat maar. Ja, meneer het nou genoem van die waantjie wat ons besig is om te bou. Dis uit en uit die leerlinge se projek. So hulle beplan waar moet die draaibankie in wees, waar moet die plasma snyer in wees, al daai tipe dinge. Maar ook hoekom ons dit doen is, ons sien met ons oop dae, die mense in die omgewing, hulle kom uit na oop dae toe, maar nie meer so baie as in die verlede nie, want ons is in 'n digitale era en so aan. Maar ons wil tog iets met die mense deel van dit wat ons het hierso. Dit is 'n ervaring om deur ons werkswinkels te loop. As hulle hier deur is, dan sê hulle maar, julle is 'n fabriek, julle is ingenieur, julle is ingenieurswerke en goed. Sê ons maar, dis wat ons vir julle sê nou die hele tyd. Maar jy moet dit eers beleef as jy hier deurkom. Nou ons het nou vanaand het ons op 'n aand weer, en ons het gisteraand een gehad, maar dit is ook die mense moet enige tyd kom loop deur en kom kyk wat het ons, want dan sal jy eers besef waaroor dit regtig gaan. Dit is wat ek wou gevra. Tyd is besig om ons te vang, is 12:34. As daar iemand is wat ingeskakel is wat graag wil, ek weet nou Teresa het nou die voorreg gehad vandag om ek dink Zelda of iemand het daar deur die skool gevat, want sy's 'n potensiële mamma vir die skool, of 'n potensiële mamma van 'n kind vir die skool, of so, ek weet, wat is die regte, in elk geval, ek dink mamma vir 'n kind. Ja, mamma van 'n kind. Maar in 'n neutedop, net om op te som van elkeen van julle, ten eerste, jy het nou gesê, enige iemand kan enige tyd skakel en hoor, ek wil net gou gaan deurstap, en is dit moontlik? Ja of nee? Is dit moontlik? Ons maak maar so, as iemand hier kom en hulle sê, hoor jy, ons wil sien wat gaan in die skool, en dan maak ons tyd om daai persoon daar te help. Ons probeer regtig, selfs ouers wat inskryf op die aanlyn stelsel, wat hulle dokumente bring en wil deurgaan, jy weet, vir ons maak dit saak, dat as 'n ouer hier uitstap, of hy wel 'n plekkie by ons gekry het vir sy kind, of nie, laat hy wel tevrede hier uitstap, jy weet, en laat 'n mens kan seker maak, daai ouer verstaan, hoekom ons dalk nie sy kind 'n plekkie voor het nie, laat dit nie 'n tegniese kind is nie, want ons kyk maar ook na wiskunde en wetenskap punte, want dit moet belangrik wees, want dit kom in al die vakke. Julle vat nie bribes met eksamens nie, die bribes, as dit baie goed is, ja. Hoeveel biltong hulle gee. Ons werk op biltong. Ja, ek het nooit 'n probleem gehad met my vraestelle nie, is die antwoorde wat 'n probleem was. Maar ek wil net gou hoor, om op te som met elkeen, ek gaan vir julle elkeen vra net om ietsie kort te sê. Wanneer 'n student of 'n leerder, julle noem hulle leerders, klaar is hier by HTS Tuine, wat is sy specs, wat is sy kwalifikasie, as hy byvoorbeeld nou wil gaan vir 'n ambag verder vorentoe, kry hy enige krediete, kry hy enige erkenning, beteken dit, is dit net 'n doodnormale matrieksertifikaat, of as jy dit verstandelik bedoel? As ek daai enetjie kan antwoord, is dit,
dis moeilik om skills van 'n persoon af weg te vat. So ja, jy stap uit met 'n volwaardige matrieksertifikaat, so jy het jou matrieksertifikaat in die eerste plek, net soos wat jy by enige akademiese skool sal kry. Die voordeel wat jy het as jy hier by ons uitstap is, jy het 'n gelykstaande aan 'n N3. So jou kursus wat jy kan gaan voltooi is, jy hoef nie 'n N1, 'n N2 te gaan doen voordat jy 'n N3 uit kan kom nie. So jy kan die N3 kursus direk gaan inskryf en dit vat jou maksimum 'n jaar voordat jy gekwalifiseer kan wees om in die nywerheid te gaan werk. So mens kan klaar alreeds die voorsprong hê voor 'n akademiese skoolleerder. Die ander ding is ook, jy kan enigiets word. Ons het mense wat hier uit die skool uitgekom het, wat dokters is, wat protese ontwerp, wat jy noem dit, en ons het kinders wat dit is. En ander skole weet limit basies die keuse so bietjie. So dit is regtig 'n ding wat ons kan sê, jy kan of tegnies gaan of jy kan akademies gaan, maak nie saak nie. Jy kan ingenieurswese gaan swat, jy kan dokter gaan swat, jy kan enigiets gaan doen as jy hier by ons uitstap. Jy het altyd iets om op terug te val. Ons hou ons kinders op 'n stelsel, die kinders wat matriek uitgaan, sodat as daar maatskappye ons kontak en sê hulle soek mense wat hulle kan oplei vir 'n sekere doel, dan stuur ons daai boodskap vir die leerders uit. So op hierdie stadium moet ek sê, ons het nou die dag 'n oproep gehad van 'n maatskappy, en ek was op daai punt wat ek gesê het, weet jy, ek het nie meer name wat beskikbaar is van kinders, wat ek van weet nie, die meeste van hulle is geholpe, jy weet, en dit is, in vandag se lewe in Suid-Afrika, kan ons trots wees om te sê, die meeste van ons kinders is geholpe met 'n werk. Jy weet, ons het byvoorbeeld nou die dag, toe kom hier 'n kind aan, net die week voor die skool gesluit het, kom hier 'n kind aan, hy is 'n onderwater swyser, by in die Golf van Mexico, ja, in die Golf van Mexico. En daai kind kry meer geld 'n maand as wat ons 3 in 'n jaar kry, jy weet, so, en dit is lekker dat hulle terugkom na ons toe en vir ons kom sê, meneer, dit is wat ons geleer het, een van Steeds se studente gewees, jy weet, en dat hy kom sê, meneer, dit wat ek geleer het by die skool, is dit wat ek nou toepas, en dit is wat ek bereik het daarmee. Daar hoor jy dit nou, HTS tuine hier in Pretoria, dit is die skool, ek dink dit is die skool, ons was nou al by baie skole, met wie ons gesels het, en baie inligting, en dit kos my niks om hierdie inligting in te kry nie, so ek is eintlik maar 'n lopende skoolwoordeboek, kan 'n mens maar sê, en HTS tuine, ek haal my hoed vir julle af, maar daar's een vraag wat ek wil vra, net een, voor ons gaan, en ek het nou die baas en 2 assistente hier langs my. Hierdie tekkies van julle wat op julle hemde en baadjies is, wat beteken daai tekkie? Wat is die tekkie nou eintlik? Weet jy, vroeër jare, toe is ons as personeel en kinders belet om, dit is maar 'n afkorting vir 'n tegniese hoërskool, is die TEK. Jy weet, in vroeër jare mag ons die woord nie gebruik het nie, ons was nie 'n TEK nie. En al meer en meer het tegnies so 'n posh beroep geword in Suid-Afrika, dat 'n mens trots is om te sê, weet jy, ons is die TEK. Jy weet, want almal weet, as jy praat van die TEK, weet almal van wie jy praat en waar ons is. En ons het nou maar besluit, weet jy, hoekom wegskram daarvoor, ons gebruik dit, en dit is ons embleem. So tekkies is nou maar, dis eintlik die TEK tegniese hoërskool, en ons het dit nou maar net gekoppel aan die tekkies, want as dit moet gehardloop word, moet ons hardloop. Ja, ons loop voor. Ek is mal daaroor. Ja, dis meneer Du Plessis, meneer van der Neste, meneer Klopper, is dit Klopper of Kloppers? Ja, een mens is Klopper. Een mens, ek Klopper. Baie dankie vir julle tyd, en baie seën en voorspoed vir die skool. Ek spreek net sukses en goedheid en guns oor hierdie skool. En die feit dat julle ons die geleentheid gegee het om met baie spesiale kinders en baie spesiale onderwysers en almal mee te praat vandag, van my kant af, baie dankie. Baie dankie, Chris. Nou ja, daar het julle dit nou. Chris, hierdie kant van die mikrofoon, high five, stereo, Dani, vir al jou werk wat jy doen om alles so mooi netjies op YouTube te kry, ek waardeer dit. En van Jumbo Supermark, weer eens 244 van der Hof Rylaan hier in Pretoria. Pretoria tuine, ander mense ken hom as Hermanstad, en ander mense ken hom net as Pretoria Wes, maar dis definitief, maak nie saak wat jy dit noem nie, Hermanstad sal ek sê, 244 van der Hof Rylaan, Jumbo Supermark, beste pryse, beste kwaliteit, en ek kan dit noem, want ek doen al hulle specials, elke tweede week is ek ook daar by hulle met 'n uitsending, kom drink gerus saam met my 'n koeldrank, ek sal hoor of die baas het sal betaal, maar baie dankie
dankie. Jumbo Supermark, ons waardeer dit. Tyd nou 12:41. Ons gaan uitspeel met wat is volgende op die spellys. O, Dirk van der Westhuizen, ja, kommie. Baie mense hou van daai liedjie. Geniet dit tot ons mekaar weer môreoggend 9:00 op die golwe ontmoet. Alles wat mooi is, alles wat goed is, alles wat reg is, uit die blink kan bo en die dowwe kant onder. Onthou om vir 'n vreemde te glimlag en eet jou groente. Tot môre dan, cheerio en goodbye.